Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug by die groot ontbyt. Tyd vir die dag se koerantbesprekings met Gert van der Westhuizen van Netwerk 24. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Peer. Lekker om te hê vanmôre Gert. Baie dankie. Kom ons begin by iets wat Jennifer is nou nie hier nie. Kom ons begin iets nuusgewys wat Jennifer sal irriteer. Ja, dit sal al baie irriteer, die feit dat Spurs die Europese Liga beker gewen het gisteraand. Hulle is 17de op die ranglys. En haar Arsenal wat hier tweede, derde ronde is, het nou niks gewen die hele seisoen nie, weet. So ons kan nou Spurs fans kan nou lekker met die Arsenal mense spot. Maar nou ja, dis die eerste keer in 17 jaar wat Spurs 'n beker wen. So dit was 'n groot oomblik. Ja, ek wou dit te graag gesien het, maar nou moet jy nou luister na Trump en Ramaphosa, jy weet, en dan raak jy nou nie, kan jy nou nie veel aandag aan die sport gee nie. Maar as ek nou eendag president word, dan kan ek die hele Spurs, daarop aandring as Brittanje se premier kom kuier, moet hy die hele Spurs span saambring. Mense kan dit so benader. Soos Trump gedoen het, hy het nou die voorbeeld gestel, bring die golfspelers saam, jy weet. Maar dis ook wel goed dat die golfspelers gekom het. Die golfspelers was daar en die Ruperts was daar. Vertel ons bietjie van die situasie. Baie mense het na die video's gekyk en gesê net om te kyk hoe die twee presidente mekaar groet is al klaar 'n sirkus gewees. Ja, kyk, Trump het nie baie vriendelik gelyk met die groetslag nie, maar jy weet hoe dit nou goed gegaan met die gepraatry en toe het hy Ramaphosa soort van in 'n lokval gelei met die video's oor wat hy noem volksmoord en moord op die boere en al daai tipe van goed. Ek dink jy weet Trump is maar 'n boelie. Hy hou maar daarvan om mense te boelie. Hy het Suid-Afrika nou maar lekker geboelie die hele tyd met allerlei goed. Vader weet alleen hoekom. Seker maar omdat hy 'n beter handelsooreenkoms met ons wil hê, want dis maar wat hy met alle lande doen. Hy boelie hulle, jy weet, en hy raak baie aggressief en dan kyk hy net maar hoe die lande reageer en dan kyk hy hoe hy die beste deal uit kan kry. Maar ek dink Ramaphosa het dit goed hanteer. Hy ten minste 'n Zelensky oomblik vir my deur nie sy meer te verloor nie en nie in te veel argumente met Trump betrokke te raak nie. Ek dink Johan Rupert het goed gedoen toe hy vir Trump daarop gewys het, jy weet dat daar in die Wes-Kaap so baie moorde is wat deur bendes gepleeg word, dat dit 'n helse probleem is, dat ons 'n baie groot misdaadprobleem het. Ek dink in die Els en Retief Goosen het goed gedoen. Ek dink John Steenhuisen self het goed gedoen. John Steenhuisen het nie die probleme ontken wat ons het nie. Hy het gesê wat ons kan doen om dit te probeer oplos en wat vir my nogal interessant is ook dat hulle Amerika vir hulp gevra het. Ja. Nou, dit is 'n baie goeie ding, want jy hou daarvan om Trump se ego bietjie te streel, jy weet, julle is so magtig en groot, gee vir ons 'n bietjie hulp, want ons sukkel 'n bietjie, jy weet, ons het tegnologiese hulp nodig om mense te keer, om misdade te pleeg, om onwettige immigrante uit te hou en so aan, waarop Rupert ook gewys het, jy weet, dit is ook iets wat op Trump, wat hom sal sy aandag sal trek, want hy gaan so aan oor immigrante die hele tyd. Maar wat die hele ding is, ek dink Ramaphosa het nou agterna gesê, dit was 'n suksesvolle besoek, baie mense sal stry daarmee, maar ten minste het hulle nou kontak gemaak, ten minste is daar gepraat, ten minste was Trump 'n bietjie meer tegemoetkomend oor die G20, dit lyk daarom of hy dalk sy weg sal oop sien om hier toe te kom. Jy weet, mense het altyd gedink, hierdie ding sal nie met een ontmoeting opgelos word. Want daar's ten minste 3 elemente wat moet daar's so verskeie goed wat moes bespreek word. Hulle het nie eens uitgekom by die saak teen Israel by die internasionale geregshof nie, jy weet. En dit is my nogal interessant, dit is 'n begin, dis die begin van 'n proses. Ramaphosa het ook daarop gewys, daar sal nog meer moet gepraat word. Hulle wou nou natuurlik net konsentreer op handel en al die tipe van dinge, maar dit was van die begin af duidelik dat Trump sou gaan oor die goed wat hom pla. Jy weet, ek dink 'n mens moet kyk na die probleme met misdaad in Suid-Afrika. Ons kan dit nie ontken nie, daar's geweldig baie misdaad. Landelike veiligheid bestaan omtrent nie meer nie. Jy weet, dit raak almal, nie net boere nie, dit raak mense in die landelike gebiede, ook gewone mense soos Kusatu se president reg uitgewys het met vrouens wat verkragt en jy weet vermoor word, ouer vroue dikwels in die landelike gebiede. Om nie te praat van stedelike geweld en misdaad nie. En Rupert het gewys op die bende geweld in die Kaap wat geweldig erg is. Jy weet, Guyton McKenzie het selfs gisterand 'n tweet uitgestuur. Hy het nooit van Rupert gehou nie, maar toe Rupert nou vertel van hoe groot bende geweld in die Kaap is, toe is hy nou baie beïndruk met Rupert. Jy weet, en ek dink hierdie goed is te lank gelos, eenkant gelos deur die regering. Hulle het nie genoeg aandag daaraan gegee nie. Ons sal dringend daaraan aandag moet begin gee. En wat Steenhuisen goed gedoen het is om te wys op die gebrek aan landelike veiligheid. Hy het gesê daar moet 'n plaasmoorde moet 'n prioriteitsmisdaad word. Ek dink net soos bendegeweld 'n prioriteitsmisdaad moet word. Ons moet kyk hoe hierdie goed regtig opgelos kan word. Ons moet kyk waar die probleme lê en ons moet kyk as ons regtig kan tegnologiese hulp kry, moet ons dit maar vat, jy weet. Maar nou ja, dit is net vir my nogal skrikwekkend dat 'n president van Amerika nie mooi definisie het van volksmoord nie. Dit laat 'n mens wonder hoe gaan hy nou optree as hy in onderhandelinge met ander lande is waar daar werklik volksmoord gepleeg word, jy weet. Dit maak 'n mens nogal bekommerd, maar dis nou maar tipies Trump, jy weet.
Ek sien daar's 'n bietjie eier in sy gesig want gisteraand is 'n lid van die Israeliese ambassade in Washington geskiet. So nou kan mense vir hom sê, maar jy kan nie eens jou eie diplomate oppas nie. Dit is net so goed hy kom hiernatoe en mense wys nou iemand nou gisteraand gesê en die mens wys vir hom video's van skoolskieterye. Ja. Wat jy weet, ag maar dit is nou maar hy was tipies bietjie op sy Trump. agtervoet geweest. As mense Ja. in ag neem dat van die joernaliste daarom gevra het oor die vliegtuigkwessie. So Trump was 'n bietjie van balans af die heel dag. Ja, hy was 'n bietjie van balans af. Dit is maar tipies soos soos ons nou gesê het, dis tipies soos hy is vir Ramaphosa moes dit ook baie moeilik gewees het want nou gaan jy in Trump se agterplaas. Jy's nou Trump se gas, jy weet. So jy voel jy moet hom ter wille wees. En hy het nou vir hom 'n 14 kg 'n boek wat 14 kg weeg van golfbane in Suid-Afrika gebring. So hopelik as Trump daar deurbly sal hy beter dink voel oor Suid-Afrika. Maar nou ja, nee, kyk ek dink nie dit is te lank uitgestel hierdie ontmoeting. Want ons het Amerika nodig. Dis 'n baie belangrike handelsvernoot van ons. Ons kan hulle nie ekskuus tog onnodig afskrik nie. Wat vir my net baie interessant was, hierdie hele toenadering het begin toe Zelensky na Suid-Afrika toe gekom het. Toe Trump gesien het, o aarde, maar kyk, ons kan nou vir Zelensky ontvang en ons is goeie vriende met Putin. Ons kan wel 'n rol speel. Al is dit 'n baie klein rol. Al kan ons net help reël vir die ontvoerde kinders om terug te kom. Al kan ons net help reël dat kruisgevangenes weer uitgeruil word. Jy weet, en ek dink ook wat vir my baie interessant is Trump se houding oor Israel. Dit het baie vreemd geraak die laaste ruk. Jy weet, ek sien daar's in die Israeliese media groot kommer dat hy nou keelvol is vir die oorlog in Gaza. En ek weet hy's by magte om daai oorlog tot 'n einde te bring as hy hulp aan Israel onttrek en ek dink hulle is baie bang daarvoor. En toe die kwessie van die internasionale kriminele hof se saak opkom om te sê, ja, ons moet kyk wat daar gebeur, daar's baie aggressie. Ja, en hy het gesê dat jy weet, laat ons nou kyk dat die proses sy loop neem. Wat mense van hom sou verwag het. Nee, mense sou dit nie verwag het nie want baie mense sê die eintlike rede vir sy ontevredenheid met Suid-Afrika is ons houding teenoor Israel. En dit was vir my baie interessant en hy het die hele tyd gepraat oor vrede in Gaza, oor vrede in Oekraïne, in Rusland, jy weet, en dit lyk tog regtig of Ramaphosa daar 'n goeie ding gedoen het deur Zelensky hiernatoe te nooi. En jy weet, dit is aan die groot klok gehang, daar was geweldig baie persmense daardie dag en is reg oor die wêreld uitgesaai Zelensky se besoek aan Suid-Afrika wat goed was vir Suid-Afrika. Jy weet, so dikwels moet 'n mens sulke goed doen om te wys wat in jou steek en wat jou land kan regkry. Jy weet maar Ramaphosa is 'n goeie diplomaat en ek dink hy het dit goed hanteer. Mense sal dink hy het sleg pak gekry, maar ek dink die feit dat hy sy koel gehou het soos hy in Engels sal sê. En jy kon duidelik sien by die perskonferensie wat hy later die dag gehou het, hy's nogal moeg geweest. Hy was baie moeg en hy moes toe 'n vliegtuig haal en hy het nie so lank gepraat soos mense verwag het nie. Maar ek dink hy het nie sleg daarvan afgekom. Die algemene man in die straat weet nou al sedert die FIFA wêreldbeker die laaste een dat Qatar soms hulle vriende koop. Wel, ons vermoed dit. Kom ons sê dit nou maar. Ja, Pierre, en Qatar het baie vreemde goedjies al aangevang. Jy weet, hulle het natuurlik vir Hamas lekker befonds voor die aanvalle van 7 Oktober 2023 in Israel. Waarmee al die tonnels gebou is en die wapens gekoop is. Jy weet, hulle het in 'n stadium die geld deur 'n bankrekening gekanaliseer, maar later het hulle dit sommer in die met tasse aangedra. Blykbaar is daar een keer $15 miljoen in kontant in tasse afgelewer. Nou ja, en toe het Qatar, jy weet, is maar 'n vreemde posisie wat hy bekleem, maar hy het 'n baie groot Amerikaanse militêre basis ook op sy grondgebied, baie klein landjie, en toe het hulle nou hierdie $400 miljoen straler aan Donald Trump geskenk. Wat baie mense nou reken nie baie goed is. Kyk, die straler lyk baie wonderlik, dit lyk baie beter as my sitkamer en baie groter, maar nou sê die Trump-administrasie dit sal nog $1 miljard kos om hom nou om te bou na volgens hulle vereistes dat hulle van hom 'n Air Force One kan maak. Maar daar's nou baie vrae oor moet 'n mens sulke geskenke ontvang van 'n land soos Qatar. En 'n mens kan sien Trump is baie fyngevoelig daaroor, want toe hy gisteraand 'n vraag daaroor gevra het hy onmiddellik sy hiermeer verloor en natuurlik soos sy gewoonte is dat hy die verslaggewer nou weer uitgekry. Hy het hom 'n jerk genoem. Hy het gesê hy werk vir 'n FOP nuusagentskap. Hy is nie 'n ordentlike verslaggewer nie. Hy moet teruggaan na sy kantoor toe en leer hoe om 'n ordentlike verslaggewer te wees. En hy gaan geen vrae meer van hom beantwoord nie. Die arme man. Maar dit wys jou, ek weet nie, mense verskil daaroor. Ek sien daar's mense in Amerika is ook 'n debat daaroor, moet jy dit aanvaar, moet jy dit nie aanvaar nie. Jy weet gesien Qatar se rekord met menseregte wat nie baie goed is nie. Dit het tydens die wêreldbeker kwaai ter sprake gekom. Maar nou ja, so nou het die vliegtuig Ramaphosa het nou gisterand gesê ons het nou nie 'n vliegtuig om vir jou te gee nie. Ons het dan vir hom 'n baie swaar golfboek gegee. So hopelik sien hy nou 'n paar golfbane daar raak, jy weet. Hy kan so toe vlieg met sy nuwe vliegtuig. Ja, hy kan nie na toe vlieg met sy nuwe vliegtuig, ja.
Dit was interessant, hy het gesê, hoekom moet die belastingbetaler in Amerika betaal vir 'n vliegtuig as hulle verniet een kan kry? Tipies Trump natuurlik, ja, tipies Trump. Maar mens moet maar besop by wie jy partykeer geskenke aanvaar, nee. Jy moet maar versigtig wees. Ek sien nou die dag as daar so 'n spotprent wat lyk met die vliegtuig voorstel as die Trojaanse perd. Weet met die voorkant is die houtkop van die perd en die houtlyfie van die perd en dan die agterste deel is die agterste deel van die vliegtuig. So mense moet maar versigtig wees oor geskenkies. Gert, nog een van die heel grootste goed wat gebeur het hierdie eerste kwartaal of 2 in Suid-Afrika is die begroting. Ons twis en beklei en wag en is teleurgestel. Begroting 3.0. Hy is nou goedgekeur. Lyk dit vir my. Wonderlik. Dink dit daarom. Mens weet ook nooit met die politici vir ons nie. Maar die vraag is nou, is hierdie begroting beter as die eerste een wat voorgestel is? Daar's nou nie BTW by nie, maar daar's ernstige brandstofheffings, jy weet, tussen 14 en 16% wat nogal baie is. En nou sien ek boere is bekommerd. TLE het gesê hy is bekommerd oor daai verhoging, want dit kan nou natuurlik later tot hoër kospryse lei. Ja. So eintlik ja, mens weet nou nie eintlik of ons beter gedoen het of ons nie beter gedoen het. Nie al wat die begroting gewys het, is jy weet dat oppositiepartye hulle rug kan styf maak en dit kan lei dat die ANC 'n bietjie kan stop in sy spore. So ja, ek weet nie, wat dink julle, is dit 'n beter begroting? Ek het dieselfde vraag gevra. Met die petrolheffing was ek ook so, dit gaan impak in elk geval op die gewone Suid-Afrikaner. Dis die BTW-verhoging wat die staat nou verloor, maak hulle nou op met die petrolheffing. En soos jy sê, boere het bekommernis uitspreek oor die feit dat kos moontlik duurder gaan word en daar is ook minder kos kwytgeskeld. So dit gaan ook almal affekteer. So jy is heeltemal reg. Die vraag is dan, is ons dan enigstens beter af eintlik as wat ons sou wees as ons BTW verhogings. Die punt by staan dat ons eintlik ons ekonomie moet groei. Dit is eintlik die ekonomie moet groei en ons moet iewers meer inkomste kry van meer 'n groter basis. Want die staat het nie geld nie, ons het te veel skuld. Jy weet, maar eintlik is dan was dit eintlik maar vir jou die hele bohaai oor die begroting was maar politieke speletjies eintlik maar, né? Was dit nie? Ja, absoluut. As jy so daaraan wil dink. Die 'n mens kry die positiewe daaruit dat die RNE wel die effek het op die beheer van die land, die bestuur van die land. Kan jy sien, hier het dit nou daadwerklik 'n effek gehad op die keuses wat uitgevoer word deur die minister Konongwana. Maar nou, vraag mense die vraag, hierdie aanpassings, daar is nie in die belastingvlakke beglykskale aangepas nie. Hierdie aanpassings, is dit werklik 'n teevoeter vir werkloosheid? Al die partye wat gereageer het hierop het almal hoofsaaklik gesê werkloosheid is ons grootste probleem. Werkloosheid. Gaan hierdie die poste oopmaak vir werklose mense? Nee, ek weet nie, Peer. Ek dink ons het 'n helse probleem. Jammer vir my taal, klink dit soos Trump, maar ons het 'n verskriklike groot probleem met werkloosheid. Soos hulle gisterand ook aangedui, werkloosheid gee aanleiding tot hierdie moedelose situasies en jy weet veral op in landelike gebiede waar misdaad toeneem, dit lei tot misdaad. Dit lê aan die wortel van baie van ons kwaad wat ons hier in Suid-Afrika het. En ons sal planne moet maak en niks oortuig mense in die stadium van die geveg teen werkloosheid laat ons gaan slaag nie. Jy weet, en ons het dringend buitelandse beleggings nodig. Ek weet nie wat gaan ons maak hier, dis baie moeilik. Jy weet, ek dink ons het nou gepraat van 'n baie groot infrastruktuur hernuwing en so, maar gaan dit permanente werke skep, gaan dit net tydelike werke skep soos met die wêreldbeker in 2010, dis die groot vraag. Jy weet wat net interessant is van Steenhuisen het natuurlik gisterand sy kans baie vinnig waargeneem toe Trump video's laat vertoon het van Julius Malema se toespraak en gesê, sien jy nou, dis hoekom ons by die regering van nasionale eenheid is om die mense uit die regeringsstoele te hou. Speel hy daai kaartjie daarop. Speel hy daai kaart daarom daar ook. Jy weet, maar ek dink hopelik sal die ANC nou besef, kom ons vertrou maar die DA en ons praat 'n bietjie met hulle want hulle is ons grootste koalisievernoot voor ons nou goed doen wat die ander mense gaan kwaad maak. Jy weet, kom ons praat 'n bietjie met mekaar. Kom ons kyk of ons nie middelgrond kan bereik nie of ons kan ooreenstem oor sekere goed. As mense wil praat oor middelgrond nie, kyk na Israel op hierdie stadium, dan wonder jy waar is die middelgrond en die saampraat soos ons in die RNE het, wonder jy wat gebeur in die Israeliese regering? Praat hulle met mekaar? Staan hulle saam, voel dieselfde? Want daar's nou al hoe meer noodkrete en teesetting oor wat gebeur in Gaza op hierdie stadium uit Israel self. Ja, daar's baie groot interne probleme in Israel. Jy weet, Netanyahu se regering was van die sedert die 7 Oktober aanvalle was hulle gereeld in die spervuur, maar die mense van Israel voel hulle kon dit voorkom en daar was genoeg intelligensie wat daarop inligting wat daarop gedui het dat die aanval gaan plaasvind. Soos 9/11 amper, nee? Ja, soos 9/11. Na die aanvalle plaasgevind het, was die regering ook baie traag om te reageer om troepe en goed te stuur. So hy veg die hele tyd om teen daai persepsie. Maar nou die oorlog in Gaza neem nou geweldige skrikwekkende afmetings aan. Jy weet
bombardeer hierdie plek, dan sê vir die mense hulle moet soontoe gaan, dan gaan hulle soontoe, dan bombardeer hy daar, dan moet hulle weer terug gaan na die plek wat klaar gebombardeer is. Jy weet, dit lyk eintlik of hulle Gaza wil ontvolk, net ja, het nou uit openlik gesê hy gaan Gaza oorneem. Maar die oorlog dit is ook 'n duur prys wat Israelies moet betaal. Jy weet, mense wat hulle maak staat op hulle reservewag, so jy weet, mense moet hulle werke agterlaat. Mense het al hulle besighede toegemaak omdat hulle maande lank in die weermag moet dien. Dan is daar ontevredenheid omdat ultra-ortodokse Jode nie diensplig doen nie. Jy weet, so die koste van die oorlog raak 'n klein deel van die Israeliese bevolking, nie die hele bevolking. So daai mense wat die opofferings maak, dra swaar. Ja. En van hulle voel ook die manier waarop die oorlog gevoer word is nie goed nie. Oppositieleier het groot omstredenheid veroorsaak deur te sê dit lyk asof die Israeliese weermag se stokperdjie is om babas in Gaza dood te maak. Hy is uitgehaal, jy weet, dit het nou, maar daar is verdeeldheid in Israel, jy weet. En daar is mense wat voel waarheen gaan hierdie oorlog? Wat gaan ons nou doen die dag as die oorlog verby is? Gaan ons die gijslaers terugkry? Maar net so is daar mense in Gaza wat ook nou keelvol vir Hamas is. En hulle is baie dapper om teen Hamas te betoog, want Hamas sal erge stappe teen hulle neem. Maar hulle is nou regtig ook keelvol vir die oorlog. En mense kan dit verstaan, want Hamas het hierdie oorlog begin sonder om voorsiening te maak vir hoe hy sy mense gaan beskerm en hoe hy die mense van Gaza gaan beskerm. So daar's albei kante is daar, ek dink daar is nou 'n soeke na 'n middelgrond, Peer. Hopelik sal hulle een of ander tyd by 'n middelgrond uitkom. En hoe gereeld sê ons die leiers maak die besluite, maar is die gewone mens, jy weet, in die straat wat eintlik daaronder lê onder die besluite wat die mense maak. En dis waar ons nou is, dat aan beide kante mense ly, mense lewens verloor, mense, jy weet, het families verloor en die leiers hou aan die besluite neem wat moet gebeur. En die soldate raak gevegstam, jy weet, met posttraumatiese stressyndrome. Dit kom al hoe meer voor daarso. En baie soldate bly nou weg as hulle opgeroep word. Jy weet, en altyd was Israelies baie eensgesind as daar bedreiging teen hulle is, want almal saamgestaan. Jy weet, maar daar word nou ernstige morele vrae oor gevra, wat seker 'n goeie, nie seker nie wat beslis 'n goeie ding is. Gert, een plek waar ons dalk as 'n mensdom nou nog nie opgevoed het nie, is die ruimte. Want ons was nog nie eintlik baie daar nie. Ja, maar Peer, ons gaan ons bes probeer om dit te doen. Maar nou is daar 'n ding oor kos in die ruimte. Ja, dit is verstommend. Hierdie storie sê dit kos tot 20.000 pond 'n dag om een ruimtevader te voed. 20.000 pond 'n dag. Ja, want elke gram kos wat jy saamvat beteken ekstra brandstof. Sure. So nou het hulle al hierdie slim planne en hulle het hierdie vreemde kossies en goed, maar nou het hulle slim planne. Hulle wil nou kos in laboratoriums ontwerp in die ruimte. Jy weet, soos daai hoenderborsie is nou deur 'n laboratorium ontwerp, ek weet nie. Dit lyk seker maar soos die ware Jakob, maar ek weet nou nie. En hulle wil kyk of hulle nie dalk self kos daar in die ruimte kan groei. En daar's nou al planne gemaak, jy weet, met verskeie groentes. Ek sien net nie komkommer daaronder nie, maar hulle het al blaaslaai gemaak en blomme en so aan. So daar is nou baie planne om die kos. Jy kan nogal verstaan dat dit 'n groot probleem is, jy weet, want ja, as ek dink as jy nou 'n maand daar bly en jy moet elke keer net van die droog vriesvraaid kos eet en poeier drankies drink en goed, dit kan ook nogal erg raak. Maar nou ja, ons sal sien, Peer, maar nou wonder mense net wat gaan van ja, jy weet, daar's al so baie rommel van ons in die ruimte. Ja. Jy weet, so ek dink ons is al klaar besig om ons aaklige voetspoor daar te laat. Ai, tog Gert. Ek sê plante sê paadjie groentetuin iewers. Ja. Maar nou ja, dankie vir tyd en moeite vanmôre. Dis 'n groot plesier, baie dankie. Nou ja, dis Gert van der Westhuizen van Netwerk 24. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons met die mense van Leroy Merlin. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.